Mag wat ek sê en wat ek dink tog voor U aanneemlik wees, Here my rots en my verlosser. Geliefdes, genade en vrede vir U, van God die Vader, Jesus ons verlosser, en dit deur die kragtadige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing, broers en susters, vanoggend 'n Psalm, Psalm 19. Voordat ons die Psalm gaan lees, wil ek dit tog meld dat hierdie Psalm deur verskeie teologiese geleerdes geag word as een van die kosbaarste psalms in die Bybel, en dat meer as een van hulle hierdie Psalm hulle gunsteling Psalm noem. Interessant, ons wat Psalm 23, Psalm 91, Psalm 103 so na aan die hart dra, Psalm 119, het u al met Psalm 19 te make gehad. Psalm 19, ons lees die hele Psalm, die openbaring van die Here is volmaak. So lees die opskrif hierbo, die openbaring van die Here is volmaak. God se woord, vir die koorleier 'n Psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem, tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. Hy is stralend as hy begin om sy baan te volg. Hy is soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op, aan die ander kant gaan hy onder. Niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie alles dit onderhou, gaan groot beloning te wag te wees. Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir die sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees. Here my rots en my verlosser. Net tot sover. Gras verdor en blomme verwelk, maar die evangelie hou die ewigheid. Kom laat ons verootmoedig. Troue Here, ons aanbid U as die goeie gewer, die een wat ook hierdie dag gegee het. Ons loof U vir die kans en die geleentheid, en vir ons wat so bevoorreg kan wees om gesond saam in die huis van U, o God, byeen te kan wees met 'n lied in die hart. Here, ons loof U vir U guns, en ons vra U, Here, om ons te lei in tye van beproewing, om ons naby te wees in tye van diepe en afhanklike gespartel om die sin, Heer, van ons bestaan, dat U ons nie sal laat nie, maar dat U naby ons sal vertoef. Here, U ken elkeen van ons se eie vrae
U weet van dit wat pla, wat ons kwel, waarmee ons worstel. Almagtige, ons kom staan voor U en ons vra in afhanklikheid, maak U aan ons bekend dit wat U van ons wil weet, dit wat U van ons vra en dit waarmee ons ook so intens worstel. Ons weet U is die goeie gewer. Daarby staan ons. Maar partymal in ons bely dit en ons erken dit, voel U ver en voel U antwoorde nie so gereeld en so op tyd nie. Maar werk met ons, o Heer, dat ons naby aan U sal bly. Ons bid, Here, vir jong mense. Ons bid vir jong mense om behoue te bly in 'n tyd, o God, waar daar soveel aanslae is. Ons dink aan die bose aanslag, reusagtig, van die tegnologie wat ons kinders roof. Ons dra hulle aan U op en ons vra U, Here, behou die siele wat U gekies het om U eiendom te wees. Werk met ons almal geduldig. Ons dink aan kinders, Here, wat U weg moet leer bewandel. In 'n tyd waar U woord so min gehoor word, waar dit by skole ook skaars geword het. Bid ons vir hulle en ons vra U behou daar. Ons bid vir mense wat daagliks die brood moet verdien, sodat die gesin versorg kan wees. Ja, ons bid, Here, vir volwassenes, om steeds koers te hou en vas te hou, 'n standpunt in te neem vir U, en juis ook rakende hulle kinders, om daardie kosbare voorbeeld te bly wees. Ons dink aan ou mense, Here, wat voel hulle kragte is minder, wat bekommerd is oor die toekoms van hoe en waarheen. Maak U hulle ook rustig en gee dat ons so elke keer weer ons afhanklikheid van U sal onthou, maar dat dit ons juis sal troos. U sal sorg, U sal voorsien. Ons dink aan hulle wat siek is. Elke een, Heer, dra ons aan U op. En ons vra dat U hand van genesing, U hand van wonderwerk ook weer daar sal oopmaak, sodat mense U nabyheid sal beleef. Kom dan nou ook na ons toe, Here, wees naby aan ons. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ongelukkig vir so baie is die proses van ontwaking om in die oggend jou oë oop te maak en gesond te wees, om die son te sien opkom en op jou vel te voel, iets vanselfsprekend en alledaags. Onnadenkend sien mense nie die wonderwerke om hulle raak nie. Dis wonder op wonder, maar hulle is blind. Dis gewoon, dis alledaags, dis verklaarbaar, reken hulle. Daar is nie 'n hoër hand in hierdie dinge betrokke nie. Dis hoekom dit alledaags en gewoon is. Die wonder daarvan, van die bestuur en die akkuraatheid en die majesteesheid daarvan, daarvoor is hulle blind. Maar ten diepste gaan dit maar oor die ou waarheid van die diepste wese van ons as mens. Ons sonde om juis God nie in hierdie prentjie te wil hê nie. Want in die prentjie waarin ek myself ag, wil ek myself eerder op die troon sien en nie vir God nie. En daarom word God telkens uit mense se lewens uitgeskuif. Word hy uit die prentjie uitgehaal, want mense wil self in beheer wees. Dis hoekom dit vir die moderne goddelose mens so lekker is om te kan sê, alles is verklaarbaar deur die wetenskap. Die moderne sogenaamde wonderlike wetenskap het antwoorde op al hierdie dinge. Vir ons wat glo,
is dit egter so bietjie anders, want die moderne wetenskap is wonderlik in die sin dat dit eintlik baie meer nog kom sê oor die grootheid en die goedheid van hierdie Skepper God. Die ongelowige sê, ja, dis die wetenskap. Die hele skepping kan deurgrondelik geag word en verklaar word. Alles kan deur die wetenskap bewys word. Alles, die hemelliggame, die seisoene, die sterre, die planete, die aarde, water, wind, vuur, die plantryk, die diereryk, menswees, die wonder van bestaan, alles kan verklaar word deur die dissekteermes, die proefbuis en die mikroskoop. Maar tog sê die woord van die Here, nee, dis anders. Hierdie ongelooflike skepping getuig juis van God. Die wondere wat ons in die wetenskap sien, vertel juis van God se handewerk. Psalm 19, en dan's dit Dawid wat hiermee besig is. Hy sê die hemel getuig van u mag. Kyk bietjie op. Sien die sterre. Ons is so gejaag. Die hemel getuig van u mag. Die uitspansel maak die werk van u hande bekend. 'n Mens wil amper sê as jy so opkyk vir die sterre, dan resoneer die heelal die woord God, God, God. Soos 'n pols, soos 'n ligstraal wat sê sien, daar is groot hand agter hierdie werk. Dawid kyk gereeld op, sekerlik omdat hy so afhanklik was. Hy kyk op en hy sien die sterre ruim, die hemelruim. U ken dit, Psalm 8. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. Hy kyk op en hy sien God se hand in hierdie dinge. Ja, die vingermerke van God is duidelik in die skepping te bespeur. Die orde, die vasgestelde ritme, die verweefdheid, die betroubaarheid van die skepping, getuig van 'n hoër hand. Vat maar die DNA in die selle van lewende wesens. Die DNA, die olifant se DNA, die virus se DNA. 'n gekodeerde boodskappatroon. So kompleks dat die wetenskap dit nie mooi verstaan nie. So kompleks die boodskap daarin wat deur middel van ensieme en proteïene seldeling, selfvorming, groei en reproduksie reguleer. Is hierdie 'n olifant? Of is hierdie 'n mens? Het hierdie wese een maag of 4 pense soos 'n bees? Daardie kode is vasgelê. Dis 'n boodskap, dis 'n resep, dis 'n formule binne in jou sel. Binne in die selle van lewende diere en plante, tot soos genoem 'n virus. 'n Kode wat 'n baie komplekse vooraf kodering veronderstel. Iemand probeer dit beskryf, dan sê hy, as jy op die strand sou loop, en jy sien daar op die strand geskryf, ek het jou ongelooflik baie lief, met 'n uitroepteken en 'n hartjie ook nog sommer daarby. Dan gaan ek en jy sekerlik nie verwag, dis 'n krab of 'n kreef wat toevallig uit die see uitgekom het en dat sy voetspore soos wat hy daar geloop het, nou toevallig hierdie boodskap nogal met die hartjie daarby vir ons gelos het nie.
Ons sal ook sekerlik nie sê, dis maar nou toevallig dat die wind hierdie sin so daar vir ons uitgewaai het nie. Nee, hierdie is 'n kodering. Dit veronderstel intelligensie. Met ander woorde, iemand wat letters ken en dit agter mekaar kan sit, ek, wat dan die betekenis van daardie woord ook ken en dan in die totale sin dit ook ken en verstaan. Net so is dit met ons en alle lewende wesens se DNA, 'n vooraf opgestelde kode wat wetenskaplikes verstom. En net so die astronomiese presisie en orde van die funksionering van die hemelliggame, die sterre en die planete, dag en nag, somer, winter, herfs, lente, konstant, vasgelê, gekodeer. God se liefde, God se almag, God se sorg is derentyd duidelik sigbaar. Dis meer as net woorde wat in die sand geskryf is. Hierdie is die wonders van die Skepper God. 'n wetenskaplike beskryf, hy het tot geloof gekom, want dis eintlik belaglik as 'n mens die wonder van lewe en van die skepping sou ag sonder 'n skepper. Hy sê die presiese orde, die ongelooflike grootheid van die makrokosmos, dis die sonnestelsels en die sterrestelsels, die planete en alles daarmee saam. En ook die ongelooflikheid van die mikrokosmos, die wêreld van die proton, die neutron en die elektron en die atoom. Dis eintlik belaglik dat mense kan dink daar is nie 'n hoër hand nie. En skryf hy dan die samestelling van hierdie gawes van God se skepping, die interafhanklike koneksies, die kodering daarvan, van hoe dit by mekaar kom, verstom. Mense vertel van evolusie en vertel van die oerknal. Gelowiges kan daarmee saampraat en dis nie net noodwendig alles verkeerd nie. Maar net onlangs is die oerknal, met ander woorde die Big Bang, juis deur wetenskaplikes afgewys as 'n onmoontlikheid. Die saak van evolusie so kompleks dat daardie voeltjie se bek lank genoeg presies is by daai plek vir daai blom. 'n Ander voeltjie sal dit nie maak om daai nektar te kry nie. Hoe dit gebeur, hierdie tydsberekening, hierdie presiesheid. Die wetenskaplikes wat tot geloof kom sê, dis verstommend. Die Here is besig. Soos Dawid dan in poesie, in 'n gedig oor hierdie dinge skryf. Hy sê die een dag gee die berig oor aan die ander dag. Iets van daardie kennis van 'n son wat opkom en ondergaan sonder dat iemand dit vir hom geleer het. Van 'n vink wat sy nes kan weef sonder dat iemand dit vir hom geleer het. Van 'n kanarie wat spinnerak gebruik om 'n nes te bou sonder dat iemand dit vir hom geleer het. Die een nag deel die kennis aan die volgende nag mee. Sonder spraak, sonder woord. Sonder dat dit hoorbaar is, gaan daarvan 'n boodskap uit. Die boodskap wat die uithoeke van die aarde bereik. Die boodskap wat oor die wêreld heen weer klink. 'n Wonderboodskap. Hierdie meesterstuk is die werk van die Almagtige. Selfs vir die son is daar 'n tent in die hemel opgeslaan, gaan Dawid poëties voort. Met ander woorde, hy sê, iemand het vir daardie ongelooflike ster 'n huis gegee. Hy het 'n plek. Hy loop in daardie baan wat vir hom vasgelê is. Iemand het hom daardie woning laat kry. Hy is soos 'n bruidegom,
skryf Dawid, stralend en vasbeslote as hy daar uitkom uit die kamer, as hy in die ooste sy verskyning maak, en dan sy baan volg en in die weste weer gaan slaap. Nou in die Babiloniese wêreld en die wêreld van die Egiptenaars was die son gesien as 'n god. Juis omdat die son so ongelooflike impak seker op ons lewe het, op ons planeet het. Maar hier, so tussen die lyne, die getuienis van God wat selfs hierdie groot ster onderworpe maak aan hom. Hy het vir hom 'n baan gegee. Hy sal in daai baan loop. Hy's onderworpe aan God se bevel om op te gaan en onder te gaan. Hy het sy plek, hy het sy werk. En dan net so terloops, en niemand ontkom aan sy gloed nie. Dis uiteindelik kom die son se straal by elkeen uit. En is dit reg oor die aarde uiteindelik 'n son wat oor iemand skyn en aan iemand se vel kom raak. Dis ongelooflik, al die asemrowendhede wat daar net rondom die son en ons bestaan op hierdie planeet bestaan. Ons kinders gaan vir ons kan vertel van die fotosintese waar plante kos maak, wat die diere eet en wat ons eet om so die lewe weer aan die gang te hou. Dit kom van die son. Die hele heelal 'n wonderwerk. Ons deel van die sonnestelsel, ons son met sy paar planete. So 8, want die kinders leer nou party word nou nie meer planete genoem nie, hulle is nie erken nie, maar dis die Jupiter, Pluto, Saturnus, die aarde, so plus minus 8. Met al die maane, met al die meteoriete, komete ensovoorts. Alles saam in hierdie een klein huisie van ons sonnestelsel. Die son weeg daarvan 99,8%. Die aarde en die ander planete maak daardie 0,2% uit. Geen wonder 'n wetenskaplike skrywer dinge noem hy ons the pale blue dot. 'n ou vaal blou spikkeltjie. Die mens huis. In hierdie sonnestelsel saam is die aarde so klein eintlik dat hy 109 keer binne in die son sal inpas. Die son is so warm op sy oppervlak 6000 grade Celsius, in die binnekant 15 miljoen grade Celsius. Ons maak lekker kos so op 180. En dan is op 'n party van ons in ons hoogmoed dink die son skyn uit ons, of die wêreld draai rondom ons, of ons is die middelpunt van die heelal. Ons is nie. Dit het die wetenskap vir ons gewys. Inteendeel, ons is 'n pale blue dot, 'n klein blou spikkeltjie. Hy, Dawid sê, wat is die mens? Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u hom ooit raak sien? Maar hy doen. U weet dat ons son die middelpunt van ons sonnestelsel is. Vroeger jare het hulle gesê, in die kerk het iemand daaroor amper op 'n brandstapel gesit. Het hulle gesê, die aarde is die middelpunt en die son draai om die aarde. Maar nee, in ons sonnestelsel draai die planete rondom die son. En u weet die aarde, ons kinders weet hierdie dinge so goed, hulle leer dit, 24 uur, dan is hy om sy eie as. 365 in 'n kwart dae, dan het die aarde rondom die son gewentel. Hoekom deel ek dit? Om vir u verder te sê, iets van die wonder en die grootheid van ons skepping en ons bestaan. Die son is ook in 'n wentelbaan. Ons almal saam. Die son is ook in 'n wentelbaan, binne in die Melkweg. Die Melkweg is ons grootreis, dis ons sterrestelsel. Die omwenteling van die son in sy baan binne in die Melkweg
230 miljoen jaar, dan is ons eenmal om. Eenmal om. Die son is groot in vergelyking met ons, maar ons sien hy word 'n spikkel as ons hom vergelyk met die grootheid van die Melkweg. En die Melkweg, al daai skuinstrooksterre wat ons soms kan sien, is maar nog klein as ons dit verder vat na die ander sterrestelsels toe. 'n Ander son, die grootste son wat ons met ons blote oog dan nou met teleskope kan sien, sy naam is Betelgeuse. 770 van ons sonne pas binne in Betelgeuse in. 'n Son wat in 'n ander sonnestelsel binne in ons sterrestelsel is. Ja, ons sterrestelsel is die Melkweg. Elke son is 'n ster. Wetenskaplikes reken daar is so wat 100 miljoen ander sonne, sterre, net binne in ons Melkweg. En net soveel, 100 miljoen ander sterrestelsels, kom ons noem dit maar melkweë, is daar ook. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Het ons nou gesing. En as die son sy straal uitstraal, dan is lig die heel vinnigste ding wat daar is. 300.000 kilometer per sekonde. Die spoed van lig. Hoor weer, 300.000 kilometer per sekonde. Dit beteken 7,5 keer om die aarde in 1 sekond. So vinnig is lig. Die son se straal vat 8,5 minute om hier uit te kom. Want hy's 150 miljoen kilometer van hier af. Maar hoor nou, om net weer perspektief te kry oor ons plek en God se grootheid in hierdie skepping. Juis omdat dit so astronomies groot is lig gebruik deur wetenskaplikes om iets te probeer sê van hoe groot die skepping is. Dit is so groot, ons kan nie in kilometers praat nie, so hulle praat van ligjare. 'n Ligjaar is nie tyd nie, of tyd alleen nie. Nee, 'n ligjaar is die afstand wat lig in 'n jaar se tyd beweeg. Soos gesê, lig beweeg in 1 sekond 300.000 kilometer. Hoeveel beweeg hy in 'n minuut? Maal dit met 60. Daai afstand. Hoeveel beweeg hy dan nou in 'n uur? Maal dit weer. Hoe ver beweeg hy in 'n dag? Maal dit weer. Hoe ver beweeg hy in 'n jaar? Maal dit weer. Die afstand, broers en susters, is te groot vir 'n rekenaar. Dis 1 ligjaar. 9,5 biljoen kilometer. Hy 12 nulle. 12 nulle. 9,5 biljoen kilometer. 1 ligjaar. As jy teen die spoed van lig kan beweeg, jy het 'n lekker vinnige vliegtyg, 300.000 kilometer in 1 sekond, en jy wil deur ons klein huisie die Melkweg gaan, moet jy 100.000 jaar hê. Dan kom jy eenmal deur ons huis, die Melkweg. God is groot en ons is klein. Paulus sê in die Nuwe Testament, daar in Romeine 1, hoofstuk 19 en 20, niemand het 'n verskoning nie, want almal kan opkyk en sien. Almal kan sien in God se skepping. Hy is. Almal kan sy handewerk sien. Ons moet net opkyk en tot geloof kom. Ons moet die asemrowendheid van sy skepping raak sien en hom loof en prys. Romeine hoofstuk 1 vers 19 en 20. En daarom is dit so hartseer dat mense blindelings net voortleef sonder om hierdie kosbarehede te ag. Waarop dit neerkom,
Niemand het 'n verskoning nie, want God het hom in sy algemene openbaring in die skepping bekend gemaak. Dis die eerste deel, broers en susters, van hierdie Psalm. Maar daar's 'n tweede deel ook, die spesifieke openbaring van God. En u het dit gehoor in die skriflesing. Dis sy woord. Ja, as Dawid hierdie Psalm skryf hy ten tweede om te sê, maar wil jy ook nog meer soos in die sterre van God sien en weet? Vat sy woord, bestudeer sy woord, lees sy woord. En net soos met die heelal, die sondaar mens wil mos God nie daar hê nie. So hulle glo nie heeltemal sy woord nie. Hulle sien sy woord as 'n belemmering. Hulle sien sy woord as 'n demping op hulle lewe, want dit verbied mos die mens om vrolik te wees. Maar Dawid sê nee, dis weer die mens in sy selfsug, net soos met die skepping, waar God uitgedryf moet word. Nee, Dawid sê, hierdie woord maak vry. Dit maak ons verstandig. Dit beskerm ons juis. Dit bring vreugde, want God gee sy woord ter wille van sy kinders, sodat dit met hulle goed en wel kan wees. Dis die uitgestippe riglyn vir 'n lewe saam met die Skepper. Dit is die lig op my pad, sê die ander Psalm, Psalm 119 vers 105. Dis nie kettings of boeie aan my voet en aan my hand nie. Dis die kompas vir waar die Here, wat my ook so ongelooflik gemaak het, my wil uitkry. Ja, God openbaar hom deur sy woord. Hy maak hom telkens deur sy woord bekend. Dis hoekom ons so gretig moet wees om te vra, Here, wat wil U ook vir my sê? Wat wil U vandag deur hierdie woord wat na my toe kom vir my sê? As ek met my Bybel besig is, of as ek in die erediens besig is, wat wil U vir my sê? So wonderlik sê Dawid, die woord gee lewe. Ja, dis die enigste pad tot die ewigheid. Want die evangelie leer, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. God het sy seun gegee om by ons te wees, Jesus Christus, sodat die lewe by ons kan wees. Dit gee lewe. Daarom getuig Dawid, die woord is kosbaarder as goud. Goud gaan ons hier los. Al het ons baie, ons gaan dit hier los. Dit gaan nie saam nie. Dis nie die dinge van die ewigheid nie. Die woord is kosbaarder as goud. Kosbaarder as baie goud, beklemtoon hy dit. En dis soeter as heuning. Heuning druppend uit 'n heuningkoek. Dit bring blydskap. Iemand wat hierdie wonder al beleef het van hoe God praat, word getroos, word gerig, kry weer krag, want hy weet die Almagtige praat. Die Almagtige is juis besig. Dit bring blydskap. Dit maak ons bedag op dinge wat ons kan benadeel. Die woord leer ons hoe om suksesvol te wees, om liggaam en gees by mekaar te hou. Die wêreld raak al meer goddeloos, maar al meer depressief. Is dit nie ironies nie? U hoor, die antwoord is daar. Hoe nader ons aan die Here beweeg, hoe meer beleef ons sy seën en sy lyding. Hy lei tot sukses en triomf. Dawid sê, die beloning is groot. Die ewigheid, kosbaarder as goud, soeter as heuning. En dan ten derde, in hierdie Psalm, nog 'n manier hoe God hom openbaar. Miskien is ons dalk te gejaag. Miskien is ons dalk te besig om hierdie derde een te eien. Maar die derde manier wat genoem word, is juis God wat hom elke dag in ons alledaagse lewe openbaar. Die wetenskap sê
sien is glo. Bewys dit. As dit bewys kan word, dan is dit verifieerbaar, dis aanvaarbaar, dis die waarheid. Maar weet jy hoe werk dit juis met God en met geloof? Net mooi andersom. Glo is sien. Glo en jy hoor in die woord van die Here sy stem. Glo en jy sien hoe hy met jou praat op die interessantste maniere. Vanoggend kry ek 'n boodskap. 'n Sonneblom. Wees 'n sonneblom. Die ouderling bid in die konsistorie. Dankie dat die son weer oor ons skyn. God praat elke dag. Dit maak ons kleiner en kleiner. Gelukkig is die wat dit sien, want sê Dawid, in hierdie skepping is God so naby, hy sien my sonde raak. Hy sien die sonde wat ek wou wegsteek, die sonde wat ek onwetend doen, die sonde wat ek as prins doen. Hy sien dit raak. God is besig elke dag om met ons te praat. As ons maar net ons geloofsoë open, dan sal ons sien. Dan sal ons sien hoe hy met ons praat. Dis eintlik verbasend as 'n mens so getuienis aanhoor van gelowiges, van hoe die Here nog steeds elke dag met ons praat. Maar dit vra van ons iets. Ons moet verander. Ons moet ophou om die aardse goed na te jaag. Ons moet besef, daar is iets meer en daar is iets groter. Met ander woorde, hoe ons ons lewe inrig, hoe ons ons lewe lei. Dis nie net 'n Sondag oefening nie. Dis 'n hartsaak. Behoort jou hart aan die Here? Mag wat ek sê en wat ek dink tog aanneemlik wees voor U, Here, my rots, my almagtige God. Amen. Kom ons dank saam. Dankie Here dat ons U vertrou en dat ons in die vertroue nie beskaam is nie. Dat U, o God, telkens vir ons wys, al voel dit aan die lyf, hoe diep in die beproewing. U is die een wat in beheer is. Die wonder van lewe, Here, ons wil dit ag. Ons wil dit raak sien. En ons loof en ons prys U daarvoor. Want al verstaan ons eintlik maar so min, besef ons is deel van iets astronomies, van iets ongelooflik byna gesê, van iets asemrowend. O Here, hou ons naby U sodat ons in geloof kan groei en werklik waaraan onsself kan afstand doen om U te sien daar in die natuur, U te hoor in U woord, en U elke dag in ons lewens te ervaar. Ek weet, U is die God wat deurentyd in barmhartigheid U aan ons bekend maak. Ons bid, Here, dat U dit met meer mense in genade nog duideliker sal doen. Bring hulle tot stilstand, dat hulle U stem kan hoor. So vra ons dit, Here, in Jesus Christus se naam, U wat so in Hom vir ons kom wys het, juis hoe groot U liefde is, dat U ten spyte van U grootheid neergedaal het na hierdie ou vaalblou spikkeltjie, en elkeen van ons hier by die hand neem, ons red, ons verlos. So groot is U liefde. Here, U gaan ons verstand te bowe. Ons prys U. Neem ons hart. Laat dit aan U behoort tot in ewigheid. Amen. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede. Die genade van God ons Vader, die liefde en trou wat ons beleef in Christus en die nabyheid van die Heilige Gees
is en bly by God se kinders. Amen.